my jou Bybel sal oopmaak by Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3 en ek kan daar lees vanaf vers 28. Ek gaan so terloops daar net sê, die welkom by ons, ek het nou vergeet, jy is 'n ou lidmaat, maar jy kuier dan, hoe lank is jy hier? Ek gaan weer 27 April terug. So jy is dan voor die 27ste. Maar wel, gebied het, ek hoop jy kry ons reg dat jy kom. Laai vir my daar na Johannes hoofstuk 3 toe. Ek wil lees vanaf vers 28. Dis Johannes die Doper wat hier aan die woord is. En hy sê, ekskuus tog, julle self my getuies, dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde, en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En in besonder hierdie kort versie vers 30 wat sê hy moet meer word, maar ek minder. Jy weet, dikwels het die Here 'n manier om met ons draaie te loop sodat ons eie foute en ons karakter en mondering kan agterkom. Soms is ons so besig om te oorleef in hierdie bedrywige wêreld dat ons nie eens agterkom dat Satan besig is om ons te mislei en stadig maar seker weg te draai van die Here, sodat ons besig is om voor die leuns van Satan te buig. Ons is besig om ons eie koninkryk te bou. 'n Koninkryk wat rondom myself gaan, en die ergste van alles is dat ek dit nie eers altyd agterkom nie. Jy sien, ons kan alleen volwasse Christene word, en ek wil hê jy moet mooi luister wat ek nou vir jou sê. Ons kan alleen volwasse Christene word en in oorwinning leef op die bergtoppe van die lewe as ons die oorlog gevoer het, geveg het, gesukkel het en oorwin het in die diepste valleie van die lewe. Ons gees kan alleen heers op die bergtoppe, terwyl die valleie en die laagtes spreek van ons vlees met sy worstelinge. Die taal van ons gees kan nie verstaan word in die valleie waar ons vlees, ons eie ek, ons siel heers nie. Ons vlees kan nie roep na die gees van God nie, want dit verstaan kan. Ons moet eers die vlees in die valleie oorwin, voordat ons saam met God op die bergtoppe kan regeer.
Psalm 42 vers 3 skryf, hoor mooi wat sê hy, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek, en hoor wat antwoord hy dan, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals sweer nie. In my eie woorde, hy wie sê, my eie ek is gekruisig met Christus. Jy sien, baie keer, en so ongesien skryp daar hoogmoed in ons lewe, en trots in ons lewe in. En een van die redes daarvoor is dat ons graag ons merk wil maak in hierdie samelewing. Ek wil 'n verskil maak daar waar die Here my geplaas het, en sonder dat ek dit agterkom, verloor ek die fokus dat dit eintlik net oor die Here Jesus gaan en nie oor myself nie. Baie kerkleiers, en ek sluit myself hierby in, val in hierdie strik, want hulle is so besig in hulle gemeente en kerk om te sien en dit te bou, dat hulle vergeet dat dit eintlik net oor die Here Jesus gaan en oor niks anders nie. Het gaan nie oor programme en getalle en die uiterlike nie, maar dit gaan oor Jesus. Ek wil graag met u iets deel, wat die Here so duidelik met my kom praat het, die afgelope tyd, en wat my laat stil sit het, en nou eintlik op my knieë laat val het, en waar ek uitgeroep het en gesê, Here, vergewe my. Ek lees in Genesis 11 die volgende oor die inwoners van die aarde. Luister bietjie mooi, en ek het self die klem daar gesit. Wat sê hulle? Kom, laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toren waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Dan woorde, kom ons bou 'n stad, kom ons bou 'n toren wat tot by die hemel strek, en so dikwels is ons ook besig om ons eie koninkryk op te bou, en ons vergeet in die proses dat dit eintlik oor ons koning gaan. Weet jy wat is die hartseer hiervan? Waar ons self bou, waar ons eie torings maak, waar ons merk wil maak, is daar nie plek vir die Heilige Gees en sy leiding in my lewe nie. Die uiteinde van so 'n proses is 'n verwarring en niks word voltooi nie. Miskien is die probleem omdat ons nie ons roeping verstaan nie. Ons wil graag hê dat die soeklig moet op ons val, dit moet op my val, terwyl ons maar net eintlik 'n instrument in die hande van die lewende God moet wees. Wanneer laas het ek en jy stil geword en die Here gevra, Here, hoeveel van my eie werke is daar in my lewe? Hoeveel keer is ek besig om myself te promoveer, terwyl ek eintlik niks is nie? Hoor wat sê die Here Jesus self in Lukas 14, en ek lees vanaf vers 8, wanneer jy deur iemand na bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plekke inneem nie, in geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en
En dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom, wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Hoor vers 11, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. Dis nodig dat God ons verhoog, en die mense op my eie wil. So dikwels wil ek my wil laat geld. So dikwels voel ek verontreg as my wil nie uitgevoer word nie. So dikwels is sake net goed wanneer dit uitgevoer word volgens my wilsplan. Ek wil vir sê dit alles is torens van Babel wat ek in myself gebou het. Monumente waar ek vereer word. Weet jy wat is die probleem rondom hierdie aspek? Solank daar 'n sweempie van my eie ek teenwoordig is, kan die Here my nie regtig krag gebruik in sy koninkryk nie. Want solank daar 'n sweempie van my eie ek in my lewe is, sal ek die eer vat van 'n God hoe natuurlik begin werk. Jy sien, wanneer my eie ek in my lewe heers, is ek geneig om die werking van die Heilige Gees te kritiseer, omdat ek dink ek weet beter en ek wil vir God voorskryf wat reg en wat verkeerd is. Wanneer laas het ons onsself neergebuig voor die Here en hom gevra, Heilige Gees, wys my my hart, sodat ek myself kan sien soos U my sien. Wys my die Babels in my lewe, dat dit afgebreek kan word. En was my in die kosbare bloed. Ek het die so nodig. Hier Jesus vertel vir mense in gelykenis, waarvan ek en jy baie keer so maklik die essensie mis, in Lukas 12 van vers 18. Hy sê, hoor wat sê hierdie ou, hy sê, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys, en wat jy gereed gemaak het, wie se sal dit wees. So ek en jy moet verstaan, dat die duiwel gee nie om, dat ek en jy kerk toe kom. Maar vir my mooi, die duiwel gee nie om dat jy kerk toe kom nie. Hy is nie geplaag daaroor, dat jy vroue by einkomste, of manne by einkomste bywoon nie. Hy is nie geplaag, dat jy huisgroepe toe gaan nie. Wat hy wel wil verhoed, is dat jy geestelike geveg en betrokke moet raak, waar jou eie ek geoffer word, sodat God se gees in my en jou kan wees. Kom ek vertel vir jou 'n storie. Kyk hoe mooi prent. Eendag stap daar 'n man in 'n vuil kombuis. En die volgende oomblik hardloop kokkerotte en goggas die wêreld vol. En tot sy verbasing was daar so een groot kokkerot wat nie weggehardloop het nie. Inteendeel, hy het so 'n Superman pakkie aan
met 2 groot letters EE voorop gemerk. In sy hand was 'n ketting, en aan daardie ketting was 'n muis vas gewees. En hy sê, kyk hier, en ruk aan daardie ketting en sê vir die muis om te rol, en dadelik gehoorsaam die muis om. En die kokkerot roep uit, ek is sleg, ek is baie sleg. En die man sê, ek het al van jou gehoor, meneer kokkerot, jy is eie ek. Maar ek is gereed vir jou. Ek het my blinddoem saamgebring. O ja, sê die kokkerot, jy vergeet dat ek al jare in die luukse kamer in jou liggaam, in jou huis woon. En as jy dink jy kan my verjaag, gaan ek jou wys hoe ek jou groei in die Here verhinder, want ek is die koning kokkerot. Ek is jou eie ek. Jou liefde vir geld, jou liefde vir posisie, jou liefde om gesien te word, jou liefde om jou wil te laat geld. Ek is jou vlees wat jou verhoed om te bid, om dieper in die Here te beweeg en te bid, en jy dink dat jy my kan verjaag? En die man haal sy blinddoem uit om te sprei, en koning kokkerot trek sy bokshandskoene aan. En die man spuit met die spuitkant waar kokkerot spring een kant toe en verklaar, jy het gemis. En dan sprei die man hom weer in die gesig, maar kokkerot lek net sy lippe af en sê, ek is bestand teen jou sprei. Die kruks van my storie is dit. Elke keer, en ek lewe mooi maar, elke keer wat ek en jy dieper met die Here wil gaan, sal die kokkerotte in ons lewens opstaan. En ons kan slegs oorwin as ons toelaat dat ons vlees, ons eie ek, deur Christus gekruisig word en die vuur van die Heilige Gees in ons brand. Daar's nie 'n ander manier wat ek en jy die kokkerotte van eie ek kan oorwin. Daarom roep ek uit, Here, ek kom voor U aangesig en ek kom pleit om vergifnis. Ek buig voor U neer en roep uit om vergifnis dat ek so dwaas was om te dink ek is toch so belangrik. Hierdie is 'n daaglikse proses in ons lewens. Maar ek en jy, ons moet verneder voor die lewende God. Sien dit ons 'n prys as ons wil hê die Here moet ons gebruik. Daardie prys is alles op die altaar, waar my liggaam 'n heilige en 'n welgevallige offer word voor die lewende God, om my te dwaal. Sien, dis nie lekker om deur die vuur in te gaan, maar dis die plek waar ek niks word en hy alles. Jy sien in hierdie proses waar ek die Here vertrou om al die babels in my lewe af te breek, vra die Here wat staan ons aan te doen. Voel, ons hoor hierdie goed. Ons hoor dat ons eie ek die probleem is, maar wat moet ons doen? Die Here vat my na sy woord toe en ek wil met die deel wat ek glo, hy vir my gewys het. Ons lees in van die bediening van Johannes die Doper. 'n Man wat die roeping van sy tyd verstaan het. 'n Voorloper van die Messias, van die boodskap is uitdra. Hoor dit mooi, hierdie man, Johannes die Doper, kom uit 'n geslagslyn waar sy vader Sagaria in die tempeldiens gedoen het en die priesterampt voor God bedien het. Sy moeder was uit die geslag van Aaron, dis ook uit die Levitiese
bloedlyn. Met ander woorde, Johannes die doper was gebore in die priesterlike orde en sou waarskynlik diens gedoen het in die tempel van God. En tog lees ons dat Johannes se missie was gewees om voor Jesus uit te gaan en die boodskap van bekering uit te dra in die gees en in die krag van Elias en die Bybel. So na regte kon Johannes die priestersambt uitdra en hy kon gekleed wees in 'n priesterlike gewaad. Hy kon sagte klere gedra het en hy kon geëet het van die offergawes wat die volk gebring het. Maar hoor wat verklaar die woord oor hom. Hy het 'n kleed van kameelhare gedra en heuning en sprinkane geëet. En die vraag is onmiddellik, maar hoekom? Want die fokus was nie op hom nie, maar op die een wat na hom sou kom, wie se skoenriem hy nie waardig was om los te maak in Johannes 1 vers 27, wat hy sê, hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak. So Johannes die doper het verstaan dat die fokus nie op hom geval het nie, maar dat hy slegs 'n wegwyser was na die een wat gekom het om die wêreld van hulle sondes te kon verlos. Vers 29, en die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En is dit nie hier waar ek en jy dit so maklik mis nie? Is dit nie hier waar ek en jy die fokus verloor en dink dit eintlik gaan oor my en my performance nie? En is dit nie omdat ons die Here nie regtig ken nie? Is dit nie omdat ons nie regtig besef die grootheid en die almag van die Here nie? Is dit nie omdat ek en jy God beperk tot ons eie menslike vermoëns en mislukkings nie? Verstaan ons werklik met wie ons deel? Verstaan ons werklik wie God is? Spreuke 9 vanaf vers 10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. So wysheid is om God waarlik te vrees en te besef wie hy is. Oor hierdie kosbare gedeelte in Spreuke 2, ek lees vanaf die 3de vers, hy sê, ja, as jy na insig roep. Jy weet wat beteken insig, is wysheid om te verstaan, om dieper kennis te hê. Na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid uit sy mond om kennis te verstaan. So wanneer ek en jy bereid is om na insig, na die dieper dinge van God in sy woord te soek, soos 'n mens na silwer soek. En hoe soek 'n mens na silwer? Met 'n pik en 'n graaf, sal jy die vrees van die Here verstaan. So wat sê die Here vir ons? Gaan delf in sy woord. Vat 'n pik en graaf en begin die woord te ondersoek. Silwer lê nie sommer net op die grond en jy tel dit op nie. Jy moet waaragtig gaan soek, jy moet werk. En dis wat die Here wil hê, dat ek en jy sy woord moet vat, dit bestudeer, dit gaan werk, dit deurlees, dit ons eie maak. Dan sal ek en jy verstaan dat ek maar eintlik niks is nie en hy alles wat ek ontdek wie God is en ek vrees hom. Allerlaas het ek en jy getel van sy woord. Allerlaas het ons gestoei, gebid, uitgeroep na insig. Allerlaas het ek en jy by die voete van die Heilige Gees gaan sit en hom gevra, leer my, gee my insig in die woord. Toe vir Johannes die doper vra of hy Elia is, het hy alle nederigheid het ontken, terwyl die Here Jesus self van hom gesê het in Matteus 11 vers 14.
as jy dit wil aanneem, hy is die Heer wat sal kom. Hy was daarop ingestel om nie die eer vir homself te neem nie, so anders as wat ons in vandag se tyd belewe en ervaar. Jy is hierdie wêreld gestuur om die naam van die skone Jesus uit te dra. Ons is gestuur om 'n wegwyser vir die mense te wees, sodat hulle Christus in ons lewe raak sien. Ons is nie gestuur om die eer en die heerlikheid vir onsself in te palm nie. Ons is nie gestuur sodat mense daarom kan weet ek beklee 'n posisie nie, maar dat ons in die gees van Johannes die Doper sal uitroep, hy moet meer word en ek minder. Wat 'n kragtige verklaring. Solank ons nog leef in die dimensie waar ons vlees en die siel oorheers, word ek en jy subtiel mislei en vergeet dat dit eintlik net om God gaan en dat ons hom alleen die eer moet gee. Die heerlikheid kom God toe en nie die mens nie. Die eer kom nie ons en ons naam toe nie. Daarom moet ek en jy versigtig wees vir wie ons luister. God deel nie sy eer en heerlikheid met die mens nie. Sien God kom vir sy bruid, 'n skoon bruid wat gereed gemaak is, 'n bruid wat geklee is met rein en blink linne. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink en fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Kan ek nie werklik verklaar dat die kerk, die kinders van die Here gereed is om gekleed te wees met rein en blink linne, wat die regverdige dade is. Jesus gaan nie terugkom na 'n vuil en bevlekte bruid. Jy sien, geen vuurpyl kan gelanseer word sonder vuur. Geen priester kon gereed wees sonder dat daar nie vuur is waarop hy kon offer nie. En God wil ons voorberei en vir my jou reinig deur vuur heen. Malagi 3 van vers 2. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? Wie kan stand hou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. En hy sal sit 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat daar aan die Here in geregtigheid offers sal bring. Dis deur vuur wat ek en jy gedigte word. Dis deur vuur wat die doodsbetere in ons verteer word. Wat sê Jesaja 50 vers 10 en 11? Hy sê, wie is daar onder julle wat die Here vrees, wat aan die stem van sy krag luister, wat in duisternis wandel en geen ligstraal sien nie, wat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Kyk, julle almal wat 'n vuur aansteek, wat julle met vuurpyle op God, wandel in die vlam van julle vuur, en onder die vuurpyle wat julle aangesteek het, van my hand het dit julle oorgekom, en smart sal julle neerlê. So ek en jy moet wandel in die vuur wat in ons brand. God wil hê dat ons intiem met hom moet lewe, daardie bitterheid, daardie selfgesentreerde lewe, daardie eie ek moet uitgebrand en vervang word met God se liefde. Ons moet verstaan dat vuur
gaan ons voorberei. Vuur gaan ons vorm, vuur gaan ons reinig. Vuur is die enigste wat my eie ek, my vlees kan verbrand op die altaar, dat ek 'n lewende offer vir God kan wees. Dis wat Johannes die Doper gesnap. Naarmate hy meer word, en ek minder. Is dit nie meer ek wat in die lig is nie. Is nie meer ek wat so 'n gesalfde leier is nie. Maar dis Jesus wat oor dit gaan. Oor hom en hom alleen. Dis wanneer ek hierdie dieper dinge van God besef, dat ek werklik besef wie ek is en wie hy eintlik is. En kan ek net uitroep, Here, ek vrees U, want in U hand is die hele wêreld, want U is almagtig. Die Here uitroep en sê, Here, breek die wapens van my eie ek af, sodat U meer word en ek minder. Ek wil afsluit en ek wil vir jou vra, het jy al gesien as jy in 'n stoorkamer in 'n vertrek instap, waar dit 'n stoorkamer is, en jy sit 'n lig aan, hoeveel stof, hoeveel spinnerakke daar is, en hoe deur mekaar geplek is. Al van julle dit al gesien. Maar besef ons, dat dit nie die lig is, wat daar die stof en spinnerakke en deur mekaar veroorsaak nie. Maar toe die lig aangeskakel word, kom ons vir die eerste keer al daardie spinnerakke raak sien. Daarom wil ek vir jou vanmôre vra, dat toe dat die Heilige Gees vandag die lig in my en jou lewe aanskakel, dat ons die stof en die spinnerakke van ons eie ek in ons lewe kan raak sien. Vader, ek bid U vanmôre dat U sal kom en daardie ligskakelaar sal aansit wat sal maak dat ek myself sien in my binnekant soos in my sien. Miskien 'n lewe vol spinnerakke, vol stof, deur mekaar, want my eie ek heers. En daar wil ek vra, Here, dat U my vanmôre sal aanraak, dat ek hierdie spinnerakke, hierdie stof, hierdie deur mekaar in die vuur sal gooi, sodat U meer word